Hallo julle en welkom by 'n nuwe episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag gaan oor probees wanneer lyding 'n sterker geloof ontmoet en die tema bloedgetuies en baanbrekers vir Jesus. Sommige lewens openbaar 'n waarheid wat ons selde konfronteer. Daar is oomblikke wanneer geloof nie deur ongerief getoets word nie, maar deur vuur. Probees saam met twee ander gelowiges tree die geskiedenis in as een van daardie seldsame siele wie se geloof nie onder druk gekrimp het nie, maar verskerp het. Sy storie fluister nie, dit slaan soos yster teen yster en daag ons uit om te oorweeg wat ons geloof word wanneer alles weggestroop word. In 'n wêreld waar kompromie die maklike ontsnapping was, het Probees oortuiging gekies. Sy moed was nie roekeloos nie. Dit was gewortel in 'n sekerheid dat Christus meer werd was as gemak, veiligheid of oorlewing. Sy stem styg oor die eeue heen om ons te herinner dat ware geloof nie in gemak bewys word nie, maar in die oomblikke wanneer dit ons werklik iets kos om vir Jesus te staan. Die sleutelvers vir vandag kom uit Openbaring 2 vers 10. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom, en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Die oordenking vir vandag, die man wat sterker geword het onder die sweep. Die historiese weergawe van Probees is onwrikbare geestelike felheid. 'n Moed wat nie net lyding verduur het nie, maar die lyding absorbeer het en deur dit het Probees sterker, duideliker en meer oortuigend as voorheen opgestaan. Hy was nie broos of bang in sy geloof nie. Dit was die soort geloof wat hare op sy tande laat groei het onder die druk waardeur hy moes gaan. Die soort wat marteling in die oë kyk en weier om te kniel. Sy verhaal is die oortuiging van 'n siel wat reeds alles aan Christus oorgegee het en daarom nie deur vrees gijslaar geneem kon word nie. In die wrede dae van die Romeinse ryk is Probees geslaan totdat die bloed vrylik gevloei het, toe vasgeketting en in 'n donker sel gegooi. Sy liggaam was verswak, maar sy vasberadenheid was nie. Toe hy uitgesleep en beveel is om aan die Romeinse gode te offer, het hy presies geweet wat dit sou beteken om hul bevele te weier, meer marteling, meer pyn en uiteindelik die dood. Hy is met swepe geslaan, sy rug en sy sye is met warm spiese deurboor, selfs sy voete met warm ysters gebrand en wat bedoel was om hom te breek, het hom net versterk. Sy verklaring was donderend. Ek kom beter voorbereid as voorheen, want wat ek gelei het my net in my besluit versterk. Span al julle kragte op my in, en julle sal vind dat nie julle, nie die keiser, nie die gode wat julle dien, selfs nie die duiwel wat julle vader is, my sal dwing om afgode te aanbid nie. Dit was nie arrogansie nie, dit was oortuiging. Probees het verstaan dat geen keiser, geen laksman, geen demoon, 'n hart wat geheel en al aan Christus behoort, kon dwing om voor afgode te buig nie. Sy moed het die leegheid van die gode wat hy beveel is om te aanbid en die geestelike blindheid van diegene wat hulle gedien het, blootgestel. Sy lyding het nie sy geloof verswak nie, dit het die ware gewig daarvan onthul. Probees is teruggeneem na marteling en ter dood veroordeel om deur wilde diere verskeur te word. Maar toe die diere hom en sy vriende in die amfitheater wonderbaarlik nie wou aanraak nie, is hulle uiteindelik deur die swaard doodgemaak wat hul aardse lewens beëindig het. Sy finale standpunt vang die waarheid vas wat C.S. Lewis later oor geskryf het. Jy weet nooit hoeveel jy werklik enigiets glo totdat die waarheid of valsheid daarvan 'n saak van lewe en dood vir jou word nie. Wanneer jou geloof jou ten duurste te staan kom, word die egtheid daarvan geopenbaar. Probees het ontdek dat sy geloof nie teorie was nie. Dit was lojaal, onbreekbaar en lewend.
Sy verhaal staan onder die belofte van Christus wat ons in Openbaring lees. Probeus het hierdie woorde met vurige heerlikheid geleef. Hy het niks gevrees wat die wêreld aan hom kon doen nie, want hy het die een geken wat sy ewigheid vasgehou het. Sy dood was nie nederlaag nie, want hy was gekroon met die ewige lewe. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Sommige mense buig onder druk, maar ander, soos Probeus, word onbreekbaar. Sy verhaal dwing ons om 'n waarheid te konfronteer wat ons dikwels vermy. Lyding verswak nie altyd ons geloof nie. Soms openbaar dit wat reeds daar was. Probeus het voor die volle krag van 'n ryk gestaan, nie bang of huiwerig nie, maar met 'n vasberadenheid wat in pyn gesmee is. Sy moed was nie luidrugtig of dramaties nie. Dit was die stille, onbeweeglike krag van 'n man wat reeds alles aan Christus oorgegee het. Sy getuienis nooi jou uit om die druk in jou eie lewe te ondersoek. Jy mag dalk nooit swepe of swaarde in die gesig staar nie, maar jy sal oomblikke teekom waar oorgawe makliker voel as oortuiging. Probeus wys ons dat geloof groei wanneer ons weier om voor vrees te buig. Wanneer ons Christus kies, selfs wanneer die prys duur is. Sy lewe herinner ons daaraan dat die kroon van die lewe nie aan die gegee word wat gemak kies nie, maar aan die wat kies om getrou te bly. Aan diegene wat vas staan wanneer die wêreld eis dat hulle val. Laat sy verhaal iets vurig en standvastig binne jou roer. Wanneer beproewinge opduik, moenie terugdeins nie. Steun op Christus. Laat druk jou geloof verfyn in plaas daarvan om dit te ondermyn. En vertrou dat elke tree van gehoorsaamheid, veral die wat jou ten duurste te staan kom, jou nader bring aan die een wat beloof het. Bly getrou tot die dood toe en ek sal julle die lewe as kroon gee. Kom ons bid saam. Here Jesus, ontsteek in my dieselfde vurige geloof wat in die hart van Probeus gebrand het. Wanneer druk styg en gehoorsaamheid duur voel, versterk my gees met die moed wat kom uit die wete dat U meer werd is as gemak, veiligheid of goedkeuring. Leer my om vas te staan wanneer die wêreld kompromie vereis en om te vertrou dat elke beproewing wat U toelaat 'n dieper krag binne my vorm. Laat my vasberadenheid groei, net soos Probeus se geloof in die vuur verskerp het. Wanneer vrees fluister dat oorgawe makliker sou wees, herinner my daaraan dat ware lewe alleen in U gevind word. Versterk my hart om elke afgod te weerstaan, of dit nou in die vorm van versoeking, gerief of die begeerte om mense tevrede te stel kom. Vul my met 'n heilige vrymoedigheid wat weier om te buig voor enigiets wat met U heerskappy meeding. Laat my lewe in woord en daad verklaar dat geen aardse mag my aanbidding kan beveel nie. Maak my getrou in die gevegte wat ek vandag in die gesig moet staar en vol vertroue in die kroon van die lewe wat U beloof aan diegene wat volhard. In die magtige naam van Jesus. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Filippense 1 vers 29. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Hierdie vers herformuleer lyding as deel van die roeping. Nie per ongeluk nie, nie 'n mislukking nie, maar 'n voorreg. Probeus het dit diep verstaan. Sy lyding het nie sy geloof verswak nie, dit het dit bevestig. Hierdie skrifgedeelte help ons om te sien dat beproewinge vir Christus nie tekens van verlating is nie, maar tekens dat ons aan hom behoort. Die volgende vers kom uit 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Paulus se woorde weerspieël die einste pad wat Probeus geloop het. Hy het geveg, hy het volhard en hy het
die geloof behou, selfs toe die koste sy lewe was. Hierdie vers spreek tot die toewyding deur ons daaraan te herinner dat getrouheid onder druk lei tot werklike ewige beloning. Dieselfde kroon van die lewe wat in Openbaring 2 vers 10 beloof is. En dan die laaste vers kom uit Psalm 56 vers 4 tot 5. Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. In God, wie se woord ek prys. In God stel ek my vertroue. Ek is nie bang nie. Wat kan 'n blote mens aan my doen? Hierdie skrifgedeelte vang die innerlike uitdaging vas wat Probeus se moed aangevuur het. Hy het nie gemaak of lyding nie 'n werklikheid was nie. Hy het God eenvoudig meer vertrou as wat hy pyn gevrees het. Die skrywer van die Psalm se vraag, wat kan 'n blote mens aan my doen, weerspieël Probeus se eie uitdaging aan sy vervolgers. Geen aardse mag kan die aanbidding van 'n hart wat in Christus geanker is, beveel nie. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën. Ons gesels weer tot volgende keer. Shalom, shalom.